die laaste keer wat ons gesels het ek Openbaring 21 vers 9 gelees, daar waar die engel gekom het en na Johannes toe op die Patmos, op die eiland van Patmos. En hy was onder die inspirasie van die Heilige Gees, het hy vir Johannes natuurlik sekere dinge gewys van die bruid, want dit gaan hier oor die bruid, die nuwe Jerusalem. En die laaste deel van daardie versie is, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. So dis mos baie duidelik dat daar 'n bruid vir die lam gaan wees. En dit kan nie die stad wees nie, dit is 'n tipe. Die stad is 'n tipe, soos ons nou gesien het. En ek en jy kan bruid wees, as ons opgroei in die mate van sy volle gestalte, en ons sy hoë roeping van God en Jesus Christus behaal, alle skrifte, dan kan ons bruid wees. En as ons oorwin, want waar dink jy gaan jy sit, waar gaan die bruid wees, hiernamaals, waar gaan die bruid, kan ek maar sê, gestasioneer word? Openbaring 3 vers 21 sê die volgende. Hy sê, hy wat oorwin, gaan saam met my op my troon sit, soos wat ek saam met my Vader op sy troon sit. Dis baie duidelik, en dan is daar nog skrifte in Openbaring, wat eintlik dit bevestig. Maar luister mooi, die bruid gaan definitief daar wees. En die hoë roeping van God en Jesus Christus is natuurlik om saam met hom eendag op sy troon te sit. En weet julle dat die Bybel sê, Paulus skryf hier, weet julle nie dat julle engele gaan oordeel nie? Met ander woorde, as jy bruid gaan wees, gaan jy nie geoordeel word nie. Maar ek weet, mense sê, almal gaan geoordeel word. Maar kom ek gee vir jou skrif. Die woord van die Here sê, as jy jouself beoordeel, met ander woorde, jy beoordeel nou jou dade, jou gesindheid, jy beoordeel dit, sal jy nie geoordeel word nie. Want as jy saam met Jesus op sy troon gaan sit, dan gaan jy oordeel. Wie gaan ons oordeel? As die wat, ek wil nie sê ons nie, maar die wat oorwin het en saam op sy troon sit, wat gaan oordeel? Wie gaan hulle oordeel? Engele, hy sê dit. Nou, watter engele kan ek en jy oordeel as ons bruid is? Ons kan alleenlik die engele oordeel wat saam met Lucifer uit die Eden, die paradys, die Eden, die hemelse Eden, uitgegooi is. Onthou julle toe Lucifer, die Satan, toe hy hoogmoed gekry, dit was sy probleem gewees, hoogmoed, en toe het hy gesê, hy gaan sy koninkryk opskuif, ons sal dit nog bietjie later oor gesels, want dit is belangrik, en toe het hy klomp van die engele beïnvloed, en hulle is toe uit die hemel uitgegooi. En die woord van die Here sê dat daardie engele is gebind, 2 plekke in die Nuwe Testament wat dit sê, daai engele is gebind met kettinge tot die dag van die oordeel. So, hulle is nie nou daar nie. Daar is ander goed wat ek en jy teen veg nou. Maar in elk geval, ek wil nie daar gaan nie, laat ek gou verder gaan hierso. Kom ons kyk 'n bietjie na nog skrifte oor die bruid. Song of Solomon, Hooglied van Salomo, 1 vers 1. Dit is wat die bruid nog moet doen. Jy sien, in Openbaring 21 leer ons hoe die bruid gaan lyk en ja, maar hier is haar gesindheid. Hoor wat sê Song of Solomon. Ek gaan dit in Afrikaans leer, nou die Engels, die King James sê 'n opskrif hier, so hy sê, the bride confesses her love. Die bruid bevestig sy
nie bevestig nie. Sy bely haar liefde vir haar bruidegom. Nou, dit is in die Ou Testament. Nou onthou, die Ou Testament, Paulus skryf, die hele skrif is deur God ingegee en nuttig vir lering. So ek en jy moet iets leer uit Hooglied van Salomo uit. En hy begin deur so te sê, hy sê in vers 1, die Hooglied van Salomo, vers 2 sê so, laat hy my kus met die kusse van sy mond. Die bruid sê, laat hy my kus met die kusse van sy mond. Let he kiss me with the kisses of his mouth. Nou wat beteken dit? Wat beteken dat jou bruidegom moet jou soen met die soene van sy mond? Kom ek gee vir julle 'n skrifgie. Dan kan jy self besluit. Romeine 10 vers 9. Almal ken dit. As jy met jou mond die Here Jesus Christus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. As jy die Here Jesus Christus bely met jou mond, nie met jou tong nie. Hy sê met jou mond. So, dit is woorde. As jy sê, ek glo in Jesus Christus. Hy is die verlosser, hy is die Messias wat gekom het. Hy het gesterf vir my sonde. Doen jy dit met jou mond? Nou sê die bruid, laat hy my kus met die kusse van sy mond. Met ander woorde, wat beteken dit? Laat hy my soen met die woorde van sy mond. Met woorde. Met ander woorde, ek en jy vandag, geestelik, moet ons sê, Here, soen ons met die soene van u woord. Sy sal begeer om gesoen te word deur die woord. Want ek hoef nie vir julle te vertel nie, ek dink almal het daardie ervaring gehad, as jy jou verliefde, jou geliefde, die eerste keer soen. So lekker, jy wil dan net soen. En dit is natuurlik, as jy die Here Jesus in jou hart het, en hy is jou bruidegom, hy is jou lieveling van jou siel, dan wil jy hom soen. Maar geestelik, jy wil sy woord lees, jy kan nie genoeg kry daarvan, elke keer as jy woord kry, en hy praat met jou deur die woord, en jy praat met hom deur jou gebed, en hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie? En dit is belangrik, dat ek en jy hierdie moet lees, en as jy bereid wil wees, moet ons dit toepas ook in ons lewe. Sy sê verder, want u liefde is kosliker as wyn. Nou onthou, ek het laaste keer gesê, wyn is 'n tipe van die plesier van hierdie wêreld. Dis wat wyn doen. Het maak jou happy, het maak jou plesierig, het maak jou vergeet van goeders. Maar sy liefde vir haar, vir jou, wat bruid wil wees, moet wees liefliker as die plesier van hierdie wêreld. En dan vers 3, Hooglied 1 vers 3. U salf is aangenaam van geur. Nou wat sou dit beteken? U salf is aangenaam van geur. Wat doen salf? As jy seer gekry het, as jy gekneus het, of jy het 'n sny, of jy het eina iewers, dan soek jy die salf. Jy soek die deep heat. As jy oud is soos ons, en jou spiere wil nie meer nie en het pyn, dan smeer jy deep heat aan. Dit help. Salf. Nou hoor wat sê sy hier in die Ou Testament al. Sy sê, u salf is aangenaam van geur. Hoor, nou gaan sy aan. Sy sê, u naam is soos salf. Nou kom ons kyk 'n bietjie na naam. Naam is in die in die Hebreëus is dit Shem. Shem. En dit beteken eintlik die volgende: honor, authority en karakter. Met ander woorde, eer, karakter en autoriteit. So u naam is vir my so salf. U karakter, u autoriteit, u eer is vir my so salf. Wanneer jy God se karakter en sy autoriteit aanvaar in jou lewe, dan is dit so salf.
Wanneer hy sy naam, sy autoriteit en sy karakter uitspreek teenoor jou lewe, is dit so salf. Dit maak nie saak waardeur jy gaan nie, maar sy naam is kragtig. Daar's krag in sy naam. Maar dan moet jy bereid wees om soos die bruid te sê, u naam is vir my so salf. U karakter, u autoriteit is vir my so salf. Wanneer ek seer is, geestelik seer het, praat nie van fisiese seer nie, ek praat van sielseer, geesseer. Dan gebruik sy naam, sy autoriteit, sy karakter. Dan moet ons sy karakter aanneem. Ons moet ook soos hy wees. Ons moet ook daai karakter hê. En dan gee hy vir ons ook autoriteit. En ons moet hom eer. We must honor him. Ja, dit is so wonderlik. En dit is vir die bruid. Dis vir, ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Ek gaan nog ietsie lees uit the Song of Solomon. Romeine 10 vers 9, onthou ek het dit gesê. As jy die Here Jesus Christus bely met jou mond, daar's soveel krag in jou woorde, Maar jy moenie net heeltyd wil praat, nie? Jy weet, ons hoor van mense gaan in warfare in die gebed, jy weet, en hulle bid, en hulle gaan aan verskriklik. Maar eintlik moet ons hulle die bruidegom met ons 'n bietjie praat. Ons moet bietjie stil wees, stadig om te praat, vinnig om te luister. Maar ons wil altyd net, my goodness, ek weet, ek is ook skuldig, jy weet, jy wil bid, as dit 'n geringste ou dingetjie is, wil jy bid, maar dan weet jy nie eers, hoekom die Here 'n ding toegelaat het nie. Het God nie dinge toegelaat, dan bid jy bestraf die duiwel het die gedoen, en die duiwel het daai gedoen, en is die duiwel wat dit gedoen het, en die duiwel wat dat gedoen het. Die duiwel kan niks doen, as God hom nie toestemming gee om dit te doen nie. As God hom nie the right away gee, om dinge te doen, kan die duiwel niks doen nie. God is almagtig, alwet en alomteenswoordig. As jy jou voet stamp, is God daar, hy weet daarvan. En hy is almagtig, om het kon gekeer het, maar hy laat die duiwel toe. Soos die gebed. Jy weet, Here, hoe moet ons bid, vra die disippels? Matteus 6, hy sê so, en dan is dit onse Vader. Maar hy sê dit, hy sê, Vader, lei my nie in versoeking nie. Jesus sê, so moet julle bid. Lei my nie in versoeking nie. Die Bybel sê, die Here versoek ons nie, God versoek ons nie. Maar hy lei ons. Daarom moet ons bid, Here, lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Jy sien, God is in beheer van versoekinge. En as jy deur 'n versoeking en verdrukking gaan, is daar 'n rede daarvoor. Jy word getoets om te kyk jou attitude. Enige ding wat gebeur in jou lewe, enige ding, het maak nie saak wat dit is nie. God weet daarvan, God is in beheer daarvan, en God laat dit toe om te kyk, hoe is jou gesindheid? Gooi jy jou speelgoed uit die kot uit, wanneer iets gebeur? Wat is jou gesindheid? Geringe goedjies gebeur, dan word jy woedend. En dan wonder 'n ou, ai man, wat sou jy gedoen het, as jy regtig die pad geloop het van die disippels? En nie net die disippels nie, ook van mense wat nie eens in die Bybel voorkom nie, wat deur dik en dun gegaan het. Kom ons kyk, dis die bruid. Sy sê hier, die bruid, in Song of Solomon 1 vers 5, Hooglied van Salomo, ekskuus vir die Engels. Ek is bruin gebrand, maar lieflik. O dogters van Jerusalem. Nou daai dogters van Jerusalem is, kan jy my sê, dit is bruid wat besig is, wat nog jonk is, wat besig is om gereed te maak, om bruid te word. Dogters van Jerusalem, soos die tente van Kedar, soos die gordyne van Salomo. Sy sê, ek is bruin gebrand, maar lieflik. Ek is soos die tente van Kedar. Nou, ek was daar in Israel gewees, klompie jare gelede, en ek was daar in een van die tente van Kedar, want van daai mense woon vandag nog so. Mense, die tente van Kedar, dit is verskriklik.
Ek het 'n foto daarvan. Maar weet julle wat? Sy lyk soos die tente van Kedar, maar daai tente van Kedar is so sterk. So, dit is van vel, dit is sterk, en dit beskerm die lewe wat daarin is. As jy soos die tente van Kedar is, beskerm jy's sterk, jy beskerm dit wat in jou is, jy beskerm jou siel en jou gees, dat dit nie sondig nie. En as die gees van die Here in jou woon, en jy's die tempel van die Heilige Gees, beskerm jy die Heilige Gees. Al lyk jy soos die tente van Kedar, maar binne lyk jy soos die gordyne van Salomo. Nou jy kan imagine, né? Salomo met sy paleis en al haar goedes, gordyne in sy huis, so deursigtig. En dan leer die Bybel dat ons deursigtig moet wees. Oh my goodness, hier is so baie goed wat ons kan praat. Dan gaan sy aan, hoor, hierdie is baie, baie belangrik. In vers 6, moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die son my verbrand het nie. Nou dit is die son van omstandighede wat sy hier praat. Omstandighede verbrand jou en my partykeer bruin. Maar God laat dit toe. Dan gaan sy aan. Sy sê, die seuns van my moeder was toornig op my. Nou kom ons kyk eens, wie's die seuns? Seuns in die Ou Testament was altyd priesters. Hulle was altyd, kan ek maar sê, verhewe bo die vroue. Maar nou in die Nuwe Testament leer ons dat by Jesus Christus is daar nie man of vrou, ryk of arm, Jood of Griek nie. Ons is almal dieselfde. So, maar daardie tyd, die afbeeldsel en skadu, was die man, die priesters, hulle was die hoof, hulle was die eerstgeborene seun, was altyd die ou wat geërf het, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Nou hoor wat sê sy, die seuns van my moeder was toornig op my. Hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde. Hulle sê nie, hulle wingerde nie. Hulle sê net van die wingerde. Nou julle weet die Bybel praat van die vossies wat die wingerd verniel. Nou hoor wat sê sy. My eie wingerd, die bruid sê, my eie wingerd het ek nie opgepas nie. Mensies, luister, ek gril, ek kry hoendervleis as ek dink aan hierdie. Ons is so besig. Jy oordeel heeltyd ander mense. Jy beoordeel jouself nooit, maar jy beoordeel altyd, daai een is so, daai een is so, dit is so, dit is so, dit is so. Jy kyk altyd na ander mense se wingerde. Jy wil hulle wingerde oppas, dat die vossies dit nie verniel nie, maar jou eie wingerd. Ek wil net nog hierdie een versie lees. Jesaja 5 vers 4. Wat is daar meer te doen aan my wingerd, wat ek daar nie aan gedoen het nie? Waarom het ek verwag dat dit druiwe sou dra en dit uit wilde druiwe voortgebring? Jy sien, die wingerd praat van jou lewe. Jy so behep om ander mense te help in hulle geestelike lewe, terwyl jou eie geestelike lewe wille druiwe dra. Mensies, ek het gedink ek wil net dit met julle deel, hoe belangrik dit nie is. As jy wil bruid wees, en jy wil eendag langsom op sy troon sit, is daar sekere dinge wat jy moet doen. Vergeet 'n bietjie van baie praat. Vergeet 'n bietjie van doen wat jy dink dis reg. Gaan delf 'n bietjie in die woord van God. Ek het maar 3 ou goedjies uitgehaal wat die bruid moet doen en hoe sy moet leef. Weet julle wat? Ek kan vir julle weke aan die gang hou om vir julle te vertel, nie te vertel nie, om te lees in die Bybel oor die bruid van Jesus Christus. En selfs in die Ou Testament, waar hy baie praat van bruid en bruidegom. En ek sien so uit om van hierdie kort nuggets, hierdie brokkies uit die woord uit, wat vir my en vir my vrou opgewonde maak. Ons love it.
Ons hou nooit op met praat en soek na nog van hierdie verborgenhede wat in die woord van God is nie. Want dit maak ons excited. Dit maak ons wil nog meer weet, want ons is opgewonde. Partykeer dan pik ons 'n traan ook as ons sien hoe goed God vir ons is, want eintlik is ons in genade tyd en die tyd is verby. Die tyd is, wel as ek sê verby, vir my in elk geval, ek het nie meer lank seker om te leef nie, ek weet nie, maar wow, ek wil so gereed wees as Jesus kom, wil ek saam met hom op sy troon sit. Ek dink, as ek nou weer ietsie gaan met julle deel, wil ek bietjie vir julle wys op die troon. Waar hy nog praat in Openbaring, wie gaan op die troon sit en wat gaan sy daar maak? Dis awesome, maar ek gaan dit hou vir volgende keer. Die Here bless julle.